Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Baie welkom by episode 12. Hierdie episode gaan oor die kerkgeskiedenis van die jare 1500 na 1700 na Christus. Vandag saam met ons in die ateljee is Carina Elst. Baie welkom. Baie dankie. As ons by die eerste vraag begin, wat het gelei tot die ontstaan van die reformatie in die vroeë 1500s? Ja, daar was 'n hele paar redes natuurlik en ek dink mens moet miskien begin by die belangrikste ene en dit is die feit dat die Here altyd sy kerk bewaar. Hy gebruik mense en hy gebruik die situasies om sy kinders weer op die regte pad te lei. Want as ons gaan kyk hoe dit gelyk het in die tyd, die korrupsie en die morele verval wat daar in die hoëre dele van die hiërargie in die Romeinse kerk was, het baie mense afgesit. Die meeste pouse het in luukse en oordadige beelde geleef. Hulle sedelike lewens was nou ook nie iets om oor huis toe te skryf nie. En dit het die gewone kerklede baie gefrustreer. Die arme mense het geen hulp ontvang nie, maar hulle moes wel al hulle geld in die kerk gee om seker te maak daarvan dat hulle in die hemel sou kom. So hierdie goed het die mense gefrustreer. En soos wat die Renessans vorentoe gekom het en die nuwe idees soos individualisme en die feit dat mense dinge mag begin bevraagteken, het hierin ook 'n rol gespeel. Veral binne die kloosters was daar 'n soeke na die regte kennis. Die kloosters was die bewaarders van die biblioteke en van boeke. So baie van die monnike wat nog opreg die Here wou dien, het die kans gekry om die Bybel te bestudeer en so die kennis vermeerder en verbeter. Nie net die geestelike faktore wat hier 'n rol gespeel nie, maar ook politieke faktore. Ons kan maar die voorbeeld noem van die Engelse koning. Hy was maar net te bly om na John Wycliffe se kritiek op die paus te luister, want nou het hy goeie rede gehad om nie meer gehoorsaam te wees aan die paus nie en nie meer sy belasting soontoe te stuur nie. En dan dink ek die laaste een wat ek hier wil noem is ook die uitvinding van die drukpers. Dit het die vinnige verspreiding van idees moontlik gemaak. En dit was 'n hulpmiddel wat nie onderskat moet word nie. Luther se 95 stellings het soos 'n veldbrand versprei, omdat dit regtig baie vinnig gedruk kon word en op so 'n manier versprei het. En so het die kennis van die hervorming oral onder die mense bekend geraak en dit is hoe dit regtig versprei het. Wie was Martin Luther en hoekom was sy 95 stellings so belangrik? Martin Luther was 'n Duitse monnik en 'n professor in teologie. Hy het van jongs af geworstel met die tipies Romeinse vraag of hy ooit genoeg goeie werke gedoen het om vir al sy sondes te betaal. En dit het hom baie bang gemaak. Die middeleeue en die Romeinse siening van God en van Christus was dat hulle streng regters was en dat jy eendag gaan verantwoording doen in die vaarvuur as jy nie genoeg vir jou sondes betaal het nie. En dit het Luther so bang gemaak dat hy op 'n stadium genoem het dat hy nie so 'n God kan lief hê nie. Toe hy uiteindelik die boek Romeine bestudeer, omdat hy 'n professor geword het, moes hy teologiese studente oplei. En toe hy die boek Romeine nou in die hande kry en daar lees dat die redding uit genade gegee word sonder die werke van die wet, was dit vir hom 'n openbaring. En dit het sy hele lewe verander en hy het dit as professor ook aan sy studente deurgegee. So een van die duidelike bewyse van die Romeinse kerk se valse leer was die verkoop van aflate. En dit was briewe wat deur die paus verkoop is, waardeur jy jou sondes kon afkoop. Selfs vir die wat al in die vagevuur was. So as jy 'n familielede gehad het wat al oorlede is en jy dink hulle het nie genoeg goeie werke gedoen het nie, hulle sit nou nog in die vagevuur, kon jy vir hulle 'n aflaat koop en dit sou hulle nou uit die vagevuur laat uitkom in die hemel in. So Luther het in hierdie tyd nog gedink dat die res van die kerk, soos selfs die paus nog en die res van die hiërargie, nog net nie die rykdom van die genade van Christus raak gesien het nie. En dit is hoekom hy die 95 stellings geskryf het. Dit is hoofsaaklik stellings wat gegaan het oor die aflate en die afgoderry van die aflate en hoekom dit so verkeerd was. Hierdeur wou hy in gesprek tree met die hiërargie in die kerk. En dit is hoekom hy dit in Latyn geskryf het, sodat hy met ander geleerdes daaroor kan praat. Hy het verduidelik dat die verlossing deur geloof alleen en nie deur goeie werke of geld verkry kon word nie. Maar hierdie stellings, toe hy dit nou teen die kerkdeur van Wittenberg se muur vasgemaak het, is baie vinnig vertaal deur sy studente en dit het oral versprei. En duisende mense se oë het oopgegaan vir die verkeerde leer van die Romeinse kerk. Die paus was natuurlik woedend hieroor, omdat hy nie meer die aflate kon verkoop nie en hy het Luther uiteindelik uit die kerk verban. En dit het 'n duidelike skeiding gebring tussen die hervorming
en die Romeinse Kerk. Hoe het ander figure soos Johannes Calvijn en Ulrich Zwingli bygedra tot die reformatie? Wel, Ulrich Zwingli het in Switserland amper dieselfde pad geloop as wat Luther in Duitsland geloop het. Hy het die Bybel as enigste gesag aanvaar en hy het steeds meer raak gesien dat die Romeinse leer leeg en sonder troos is. Een van die voorbeelde hiervan is toe hy in Zurich predikant was en daar 'n pes-epidemie uitgebreek het wat omtrent 25% van die stad se bevolking laat sterf het. As predikant het Zwingli die siekes besoek en hy het besef dat hy hulle nie kan troos met die Romeinse leer van betaling vir jou eie sondes nie. So hy het toe ook besef dat net genade mense kan verlos. En uit hierdie Bybelse beginsel het hy toe begin preek. Uiteindelik het die stadsraad besluit dat daar 'n debat gehou moet word tussen Zwingli en die Romeinse afgevaardigdes wat teen hom gestry het. En volgens die stadsraad het Zwingli hierdie debatte gewen omdat hy beter argumente gehad het. En so het hulle gekies om hervorm te word. So hierdie hervorming in Switserland het op so 'n manier tot stand gekom. Johannes Calvijn het 'n heel ander geskiedenis gehad. Hy was ook 'n hele paar jaar na Luther en Zwingli. Hy het in Frankryk gewoon en gewerk en ook hier teologie gestudeer. Die Here het hom geseën met 'n uitstekende verstand en 'n vermoë om dinge onder woorde te bring. Na vele omswerwinge en moeites en vervolginge het hy hom in Genève gevestig. En daar was hy verantwoordelik vir die stigting van 'n universiteit, waar ook baie buitelandse predikante opgelei is. En so kon die regte leer oor die hele Europa versprei. Een van sy groot nalatenskappe is die Instituutie, 'n boek waarin hy die hervormde leer beskryf en verduidelik. 'n Boek wat selfs vandag nog in baie verskillende tale steeds gebruik word. Wat was die groot leerstellinge verskil tussen die Rooms-Katolieke Kerk en die hervormers? Daar was natuurlik 'n paar verskillendes. Ek dink die belangrikste ene het gegaan oor die verlossing. Die Romeinse Kerk het geglo dat jou geloof en jou werke uiteindelik jou verlossing bewerkstellig. Terwyl Luther daarmee begin het en ook die ander hervormers gesê het, jy kan alleen deur geloof, alleen deur genade van Christus. Jy kan dus self niks bydra aan jou eie verlossing nie, maar slegs deur genade alleen. En dit het nou weer verder deurgegaan in byvoorbeeld die gesag in die kerke. Die Romeinse Kerk het geglo dat die Bybel gesag gehad het, maar ook die tradisie en ook die paus. So met ander woorde, die paus is die enigste een wat die Bybel reg kon verklaar. So hy was eintlik, sy gesagsposisie was op dieselfde vlak as die Bybel. Terwyl die hervormers gesê het, nee, net die Bybel alleen. Die Bybel gee vir jou alles wat jy nodig het. Daar's niemand wat op dieselfde vlak daarmee staan nie. En dit het nou ook weer toegelei na die sakramente. Die Romeinse Kerk het 7 sakramente en die hervormers het 2, doop en nagmaal. Die Romeinse Kerk se 7 sakramente wys duidelik daarop dat hulle die hele lewe soort van onder hulle beheer hou en dat die genade van die kerk eintlik uitgedeel word deur middel van die sakramente wat jy daar kry. Terwyl in die hervormde kerk sien ons die sakramente, die doop en die nagmaal as tekens van dit wat die Here vir ons gedoen het. Dit bring nie self vir jou, dis nie dat jy gered gaan word as jy gedoop is nie, maar is 'n teken daarvan dat jy 'n kind van die Here is. So ek dink daar lê die grootste leerstellige verskille. En dan by ons heel laaste vraag vir hierdie episode. Hoe het die reformatie gewone mense se toegang tot die Bybel beïnvloed? Ja, dit was 'n baie groot verskil met die middeleeue en die Romeinse Kerk se manier. Die Romeinse Kerk het daarvan uitgegaan dat slegs die hoëre dele van die geestelikes, die belangrikste mense in die hiërargie, die Bybel op die regte manier kan lees en kan verklaar. En hulle het daarom ook gesê dat die Bybel slegs in Latyn gelees mag word. Dit is nou in die middeleeue tyd. Die reformatie het juis gesê, maar as die basis van ons geloof in die Bybel verklaar word, dan moet enige iemand dit tog kan lees. So die reformatie het 'n aanleiding gegee tot hoe dat daar baie verskillende Bybelvertalings geskryf is. Luther byvoorbeeld het self die Bybel in Duits vertaal sodat dit algemeen beskikbaar kan wees in Duitsland. 'n paar jaar later met die Sinode van Dordrecht is daar in Nederland deur die Sinode die opdrag gegee dat daar 'n goeie Nederlandse vertaling moes kom. Ons het reeds gesien dat in die 1300s John Wycliffe in Engeland daaraan gewerk het om 'n Engelse Bybelvertaling te kry. Een van die groot voordele van hierdie tyd was weer eens, soos ek nou ook al genoem het, die drukpers. Dit het veroorsaak dat hulle massaproduksie kon maak, sodat die Bybels vir die eerste keer by
oral kon uitkom, by die gewone mense, by enige persoon wat kon lees. So ja, die reformatie het die Bybel toeganklik gemaak vir die mense. Almal mocht dit lees, almal moes dit lees, terwyl in die Romeinse kerk dit iets was wat net die hoëre mense in die hiërargie kon gebruik. So die Here het 'n groot rykdom hier aan sy kinders gegee. Dis so belangrik dat Christene verstaan wat hulle lees. En dan is dit ook wonderlik om die Bybel in jou eie taal te kan lees. Baie dankie. Hierdie episode vorm deel van 'n reeks episodes oor die kerkgeskiedenis. Episode 7 kan julle gaan terugluister, dis oor die kerkgeskiedenis van 30 na 500 na Christus, episode 8 van 500 na 1000 na Christus, episode 11 van 1000 na 1500 na Christus, en dan ook hierdie episode wat deel vorm van 2 parte in die hervormingstyd 1500 na 1700 na Christus. Skakel in volgende maand vir episode 13 wat gaan oor ook die hervorming 1500 na 1700 na Christus. Baie dankie vir ons luisteraars. Baie dankie Karina. Totsiens. Totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself Cornel Meyer en ek Christian Grobler vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.